2 Petrus 3 van vers 1 af. Geliefdes, dis al die tweede brief wat ek aan julle skrywe. En albei het ek geprobeer om julle weer helder te laat dink, deur julle te herinner aan die woorde wat ek vroeër deur die heilige profete verkondig is. Asook die gebod van die Here en die Verlosser wat deur julle apostels aan julle oorgedra is. Veral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn, wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders is al dood, en tog bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af. Hiermee vergeet hulle moedswillig dat daar lank gelede 'n hemel en 'n aarde was, wat deur die woord van God uit die water en deur die water ontstaan het. En dit is ook deur die water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde wat vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is 1 dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom, en op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy leef. Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor. Die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te leef. En beskou die geduld wat ons Here met ons het as 'n geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskrywe. Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor die saak handel. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onverstandige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouens ook doen met die res van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang. Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede, dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van die beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid. Amen. Met die oog op ons boodskap is ons besondere fokus eintlik op 'n paar gedagtes. Hier aan die begin skryf Petrus, geliefdes, dis al die tweede brief wat ek aan julle skrywe, en albei het ek geprobeer om julle weer helder te laat dink, deur julle te herinner aan die woorde wat ek vroeër deur die heilige profete verkondig is. So ons moet net daar raak sien dat die manier wat Petrus probeer om die kerk weer helder te laat dink, is om hulle terug te vat na die woord van die Here toe. En te sê, hierso is God se waarheid. Dis die waarheid wat jou denke moet vorm. En dan vers 13, ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Nou het ons hierdie hele jaar geleer van die koninkryk van die Here Jesus, wat in groot mate reeds aangebreek het. Daar's die nog nies, die goed wat hier beskryf word, wanneer die Here kom en hy finale einde maak aan al die swakheid en sonde van die wêreld en van die mens. Maar is reeds so dat Jesus aan die regterhand op die oorwinnaars troon sit. Dis reeds so dat hy heerskappy voer en regeer.
Dis reeds so dat hy jou koning is, en dis reeds so dat jy die koninkryk op aarde kan demonstreer. Daar waar jy dit reg kry om so in Jesus te leef, dat dit Jesus is wat leef en nie jy nie, daar wys hy vir mense, hoe gaan dit lyk in die hemel? Dis wat die Here vir ons leer. Daar waar jy lief kry waar ander haat, daar waar jy vergewe waar ander net hard is, daar waar jy genade het met mense en nederig is en diensbaar, waar ander mense selfgesentreerd en gefokus is, daar wys hy reeds vir mense, hoe gaan dit lyk in die hemel. So die appel op ons lewe is, leef nou so, dat die mense in jou lewe bietjie van die hemel kan sien. Dis 'n groot opdrag, is dit nie? Nee. So, dis die fokus wat ons het in ons koninkryksroeping, en waarmee ons die hele jaar besig was, om te sê, ons moet ons koning so volg, dat mense sy koninkryk in ons kan sien. Dan vers 18 is ons hooffokus. Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. So daar's 'n metode, hoe om al hierdie dinge reg te kry, wat die Here wil hê ons moet reg kry, en daai metode word eintlik vir ons aangedui in vers 18. Ons gaan nou weer daarby kom. In Suid-Afrika het ons iets wat ons elke jaar beleef, of deesdae amper moet deurgaan, en dit is die staatsrede, of the State of the Nation, waar die president ons toespreek en vir 'n uur lank geleentheid het om te jok. Nee, ek speel. Die doel van die State of the Nation is sodat daar rapport gelewer kan word oor die vordering, die mislukking en dan die beplanning vir dit wat nog kom. Dat daar rapport gelewer kan word oor spesifieke uitdagings en die planne het wat die ministerie het daarvoor vir ons aan te dui. Dis miskien so dat ons as 'n gemeente van ons Here Jesus Christus, as mense wat ons beliggaam as die liggaam van ons Here Jesus Christus, ook dalk elke dag, of weekliks, of maandeliks, of jaarliks, 'n soort van 'n state of the congregation wil hê, waar die dominee nou nie 'n uur geleentheid kry om te jok nie, maar 'n 20 minute om die waarheid te praat. Maar hierdie state of the congregation is eintlik iets wat ons nie kan doen in 'n raadsaal of saam met 'n liggaam van leiers nie, maar 'n gebeurtenis wat in elke lidmaat se hart en lewe persoonlik moet gebeur. Want ons vra weer eens daai vraag, wie is die kerk? Die kerk is nie hierdie gebou wat die Here vir ons gegee het, of weet die dominee of die kerkraad of wie ook al. Die kerk is die lidmate. Die Here leer dit vir ons duidelik op klomp plekke, maar Efesiërs, julle is die liggaam, Christus is die hoof, die verskillende ledemate pas by mekaar en elkeen vervul sy funksie. Daar's nie so 'n ding soos die dominee ran die kerk, of die kerkraad ran die kerk, of al hierdie tipe wanpersepsies wat mense van kerk het. Jy is kerk. Dinge wat moet gebeur in hierdie kerk, moet jy laat gebeur. Dis die roeping wat die Here vir ons gee. Efesiërs 1, voor die grondlegging van die aarde het ek julle uitverkies om heilig en onberispelik te wees. Dis in vers 3. In vers 10, en my doel met dit was om julle onder een hoofskap te verenig. Met ander woorde, julle as kerk saam te bring, sodat julle mekaar met julle gawes kan dien. Dis die ding. So miskien moet ons ook so 'n state of the congregation hê, om te sê, kom ons doen retrospeksie. Hoe het dit met my geloofsgroei gegaan hierdie jaar? Hoe het ek in hierdie jaar verandering in my eie lewe gesien? Ook, waar het ek beleef hoe die Here my troos? Waar het ek beleef hoe die Here my vermaan? Een wat ons nie altyd van hou nie. Waar het ek dalk beleef hoe die Here my uit 'n diep donker gat uitgehelp het? Of intens en fisies die beskerming van die Here beleef en geniet. Om terug te dink oor ons lewens en te vra, is ek vandag op die 16de November 2025 op 'n beter plek in my verhouding met die Here as wat ek op 1 Januarie 2025 was, toe ek baie voornemens gehad het? So state of the congregation, of state of the congregant, die staat van die lidmaat, is iets wat gedurig deur in ons lewe moet gebeur. As 'n kerk weet ons kan getuig hierdie jaar van baie oorwinnings en baie genade en baie suksesse,
maar ons kan ook getuig van seer, ons kan ook getuig van plekke waar ons die bal misgeslaan het, van plekke waar ons misgetrap het en foute gemaak het, en daardie foute het nagevolge in ander se lewens gehad. So daar's 'n klomp goeters, maar daardie terugdink bring ons altyd by 'n punt waar ons op 1000 plekke kan sê, dankie Here. Here, ek het gesien hoe U in hierdie jaar met ons as gemeente gewerk het. Ons loof en ons prys U vir die goedheid en genade, al die oorwinnings is U oorwinnings, al die genade is U genade, maar dan ook daarby saam, Vader, ons pleit vir krag, want ons sien ook hierdie en daardie tekorte in ons lewe as 'n gemeente, maar ook in ons lewe as individue, wat disippels is wat ons lewe moet offer om Jesus te volg. Julle weet die moeilikheid baie keer in voornemens, soos wat jy op 1 Januarie gehad het. Ek weet daar's 'n paar van julle wat hier sit en sê, ek het nie voornemens gehad nie. Ek het ook nie gehad nie, hoor. Ek het nie reg gekry, dit beteken nie was hy daar nie. Maar baie keer gebeur die lewe net, is dit nie so nie? Die lewe gebeur. En as jy jouself weer sien, is jy so op spoed, jy kan jouself nie keer nie. En jy is so besig, jy voel jy het nie tyd vir enigiets nie. En daar's dalk 'n terugslag, of jy's dalk in 'n gat, of daar gebeur iets sleg in jou lewe. En jy word so maklik saamgesleep deur die omstandighede, en jy vergeet van jou geloofsgroei voornemens, en van wat jy saam met die Here wou doen met hierdie nuwe lewensjaar. Dit gebeur ook vir die gemeente aan wie Petrus skryf. Die lewe gebeur in hulle lewe. In daardie tyd is gelowiges regtig deur baie dinge. Ons het dit heelwat makliker as wat hulle dit gehad het. Hierdie mense aan wie hier geskryf word, is Christene wat vervolg was omdat hulle in Jesus Christus glo. Dis mense wat hulle werke verloor het oor hulle geloof. Dis mense wat se vriende geweier het om met hulle te meng, omdat hulle Jesus Christus gevolg het. Dis mense wat geslaan is en gemartel is, en baie van hulle selfs doodgemaak is, oor hulle geglo het. So ons kan sê, die lewe het in sy ergste vorm met hierdie mense gebeur. Daar was soveel terugslaan in hulle lewe, dat 'n mens die vraag sou vra, hoe groei 'n ou in die geloof, as dit so met jou gaan? Paulus skryf in Romeine, dis egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. Die Here maak nie toetse nie, maar hy laat toetse toe, en hy het toetse toegelaat in hierdie mense se lewens, sodat hierdie proses in ons aan die beweeg kan wees. Retief Burger het 'n liedjie waarin hy skryf, U wys my weer die groot geheim, dat geloof die meeste groei in donker ure. En dis regtig die waarheid. Want ons as mense het daai geneigtheid, en die Here waarsku sy volk daarteen in die openingshoofstukke van die boek Deuteronomium. Wanneer dit met ons goed gaan, wanneer ons op spoed is, en wanneer alles lekker is, dat dit so maklik is om rondom die Here te begin leef. Om langs die Here te begin leef, en nie in hom nie. En dan gebeur daar daai iets moeiliks. En in daai iets moeiliks, dan sit die Here ons terug in hom. En ons besef weer, ons is van hom afhanklik. En wanneer ons in die moeilik in ons lewe, soos hierdie mense, in hulle moeilik, wat Petrus hulle hier vermaan, in die Here in terugkom, dan is dit in daardie proses, waar ons regtig waar die vermoë kry, waar volharding in ons gekweek word, waar ons geloof gesuiwer word, waar dit eg raak. Petrus het sy eerste brief aan hierdie mense geskryf, en hy het begin, julle geloof gaan soos goud getoets word. Dis waarmee hy begin het. Gesê dit gaan met julle moeilik gaan partykeer, omdat julle glo. Gesê, omdat jy glo gaan die lewe nie net butterflies en rainbows wees nie. Gaan uitdagings wees. Sê hoe? In hierdie gedeelte, hoe het julle eintlik nou hiervan vergeet? Ek verstaan nie. Hoe's daar van julle wat lou geraak het in die geloof deur hierdie goed? Hoe's daar van julle wat afvallig geraak het van die geloof deur hierdie goed? Hoe's daar van julle wat die Here blameer oor hierdie goed? Want dis wat gebeur het in hierdie gemeente. Dis waarteen hy hulle vermaan. Hy sê, kom terug. Die grootste ewel in daardie tyd en in ons tyd ook, is die vals leraars. Dis mense wat die waarheid van die woord van die Here verdraai het. Hy praat ook hier van hulle. Hy sê, hulle het dit gedoen tot hulle eie ondergang, maar die moeilikheid daarvan is, hulle het mense saam met hulle gevat. En dis mense wat klein valshede
versprei met geweldige groot gevolge. In daardie tyd, dink ons aan mense soos die Judaïste en die antinomianiste, is twee ekstreme pole van mekaar. Die Judaïste het geleer, julle moet nog die wet nakom, anders gaan julle nie hemel toe kan gaan nie, dis 'n voorwaarde vir redding. So hulle het gesê, dis Jesus plus die wet, en die antinomianiste het gesê, nee, die wet bestaan nie meer nie, dit is net oor die genade, jy hoef nie eens aan jou lewe te verander nie, leef net soos jy wil, en jy sal in elk geval gered word. So, dit was die invloed wat op hierdie mense was. En daarom kom hulle op 'n punt waarvan hulle Jesus verwerp. Daarom kom hulle op 'n punt waar van hierdie gemeente, sommiges in hierdie gemeente opstandig raak, afvallig raak, onrustig raak, lou raak in hulle geloof. Ons kan elkeen van ons aan hierdie voorbeeld dink, in ons jong manne wat hier voor ons sit, volgende jaar is daar nie meer 'n ma wat 'n wekker gestel het en sê, hey, jy moet by katekisasie uitkom, of is jou katekisasie werk gedoen nie, nog erger, wanneer 'n ou universiteit toe gaan. Almal van julle wat onlangs op universiteit was, of 'n paar jaar terug, daar's een konstante al, het baie dinge by universiteite wat verander, daar's een konstante wat nie verander het nie, die mense wat daar swat is sondaars, dis nog altyd so, nee. So daar waar die sondaars was, of is, gaan daar 'n moeilikheid wees, nee. En as hulle op universiteit kom, en hulle daai vryheid en invloede van alle kante af, dan sê die Here vir ons hier deur Petrus, wees versigtig om nie soos hierdie te raak wat begin twyfel het, wat ophou tevrede was nie. Paulus herinner hulle dat die Here hulle gewaarsku het hierdie dinge gaan gebeur. Die Here sê dit ook vir jou. Uitdagings moet ons eintlik as 'n geleentheid aangryp om te sê, hier's nog 'n kans wat ek kan oefen. Hoor julle dit? As ek in my lewe in 'n uitdaging is, al is dit so groot dat ek nie lig in die tonnel sien nie, terwyl ek veg in hierdie goeters en dis moeilik, moet ek ook vir myself sê, hey, hier's nog 'n geleentheid vir my om te oefen. Wat oefen ek? Om sterker te raak in die geloof, want as ek dit gaan regkry om deur hierdie hele ding en alles wat ek moet doen, te sê die Here is genoeg, sy plan is genoeg, ek vertrou hom genoeg, dan gaan ek dit regkry om sterker te raak in die geloof, gaan ek dit regkry om volharding te kweek in wie die Here my wil hê, om sterk staan te midde van die dinge, kweek karakter in jou geloof. So met jou, die lewe gaan gebeur, en jy gaan moet vashou. Dis eintlik soos 'n willerit, hierdie lewe van ons, waar ons partykeer so moet vashou, dat as ons nie die veiligheidsgordels van 'n kerkgemeenskap gehad het nie, so baie van ons al baie keer by die kar uitgeval het. Ons sal moet vashou, en ons karakters in die Here ontwikkel. En daarom is dit nodig, dat jy in jou lewe gedurig deur retrospeksie doen. En dis 'n ding waarvan ons as mense nie hou nie. Ons hou nie daarvan om die deksel van ons karakter en ons lewe oop te maak en te kyk wat gaan binne aan nie. Ons hou nie daarvan om te hoor jy het verkeerd gemaak nie. Ons hou nie daarvan om te hoor jy moet vir daai persoon gaan om verskoning vra nie. Ons sukkel om te hoor dat ek moet verander. Die moeilikste ding vir ons as mense om te doen is jy moet afstand doen van hierdie of daardie ding. Miskien is dit 'n vriend wat 'n slegte invloed op jou bly hê. Die moeilik daarvan om te sê, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer met hierdie persoon meng nie. Miskien is dit verskillende gewoontes wat jy het. Miskien is daar dinge wat ons doen. Miskien is dit jou geld of jou besigheid, waarin jy so vashou, dat dit eerste staan in jou lewe. Retrospeksie, om die vraag te vra is, kom die Here eerste in my lewe en eer ek hom in alles, sê, ek moet kan eerlik wees oor al hierdie goeders, en daar waar dit nodig is om uitgehaal te word, moet ek dit uithaal. So kom ons vra vir onsself die vraag, hoe het elkeen van ons se bediening die koninkryk van die mense rondom ons, of die koninkryk van die Here vir die mense rondom ons duideliker gemaak? Was daar geleenthede hierdie jaar, waar mense kon sien, jy dien Jesus as jou koning. Jy volg Jesus as jou koning. Weet julle, ek dink die mees radikale manier om dit reg te kry, is om as 'n groot ding in jou lewe, deur jou koning aangespreek te word,
om in daai punt te sê, my koning is groter as hierdie goed, en daardie goed weg te vat. Nie te lewe in hom. Dis een van die beste maniere om dit te wys. Maar retrospeksie is belangrik. Maar 'n belangriker vraag. 'n Vraag wat saam met retrospeksie loop. En dis in die karakter van die evangelie is, wat gaan jy volgende doen? Die Here is nie so begaan met wat het jy gedoen nie. As jy voor hom kom, en jy vra vergifnis in jou geloof, dan vergewe die Here jou. En dan wil die Here by jou weet, maar wat doen ons volgende? Daarom is dit ook nie nodig vir julle om die bagasie van jou verlede saam met jou te dra nie. Al wat dit doen is, dit maak jou swakker vir vorentoe gaan. Dis soos resistance training. Jy moet nou 'n lewe doen met 'n 50 kg gewig op jou skouer. Jy hardloop nie meer so vinnig as jy dit probeer doen nie. Jy loop nie meer so sterk as jy dit probeer doen nie. By die plekke waar die lewe jou by 'n berg bring waar jy moet klim, klim jy nie meer so lekker as jy dit doen nie. En weet jy hoe hard val jy as jy val saam met 50 kg gewigstuk? Wanneer jy wel val. Daarom wil die Here nie hê ons moet so vaskyk in die verlede. Ons moet leer uit die verlede en uit daai lesse uit kyk na dit wat kom. Paulus sê, ek maak my los van wat agter is en ek span my in om die wenstreep te behaal. Die lewe gaan nie oor terugkyk nie. Retrospeksie gaan oor vorentoe kyk. Daai is my 'n mooi voorbeeld, daai prent. Ek kyk nie in my triespieeltjie wanneer ek bestuur om te sien waar ek moet ry nie. Ek kyk in my triespieeltjie om te sien wat agter my gebeur het. Of daar dalk 'n trok kom, of 'n kar kom, of iemand kom. My fokus is op wat vorentoe is, wat ek nog moet doen, en dis waarmee die Here begaan is. Omdat hy jou vergewe, volledig, sonder beperkings, is dit wat jy kan vertrou, die Here oor bekommerd is. Die Here oor omgee. Wat gaan jy volgende doen? Dis vir hom belangrik. Om nie 'n mens te wees wat in die triespieeltjie leef nie, maar 'n mens te wees wat jou oë op die pad hou saam met Jesus Christus. Om so in die Here al hoe meer die ligstrale van sy volmaakte ryk te laat deurbreek. En daarom is die Here so gestel op groei. Want geloofsgroei, hoe sterker ons raak in die geloof, hoe meer kry ons dit reg om mense te wees wat saam met die Here vorentoe kyk. Maar die ander baie belangrike ding is, groei bewaar jou van krimp. Niemand van ons wil graag krimp nie in die geloof. Julle vanoggend hier na toe gekom met die ingesteldheid om sê, ek hoop vandag neem my geloof bietjie af. Nee. Ek hoop regtig waar as ek uitstap by die kerk vandag is ek bietjie swakker in die geloof as wat ek was voor ek daartoe gegaan het. Of ek hoop die dominee leer my om 'n paar stoute goed te doen vandag. Miskien gaan ek oor 'n rooi lig ry omdat hy so gesê het. Niemand van ons het met daai ingesteldheid hier na toe gekom nie, het ons? Ons het gekom en gesê, Here, wil U vandag deur die woord en gees my vorm, want ek erken in myself as ek stikkend. En ek wil saam met U vorentoe gaan. Ek kan in Jesus Christus al hierdie bagasie van gister los en vry, lig vorentoe gaan. Here, vat U woord en gees vandag en vat my vorentoe. Dis hoe ons gekom het, is dit nie? Ek hoop so. Ek het so gekom. Vat ons vorentoe, Here. En ons gaan vorentoe saam met die Here. En daai groei bewaar jou van krimp. Kyk na vers 17. Vers 17 sê, geliefdes, julle weet dit nou vooruit, wees op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van die beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. So, vers 17 gee vir jou die waarskuwing. Sê, pas op. Pas op vir die gevaar van gaan lê in mense dinge. Pas op vir die gevaar van leef in die verlede. Pas op vir die gevaar van nie glo aan die volmaaktheid van jou verlossing nie. En dan vers 18 gee die medisyne, of kan ons dit sê, die teenmiddel. Vers 18 bring die Here ons saam met Petrus en almal wat luister na hierdie brief tot 'n slot om te sê, wat wil ek van julle lewe hê? Jong manne, wat wil die Here van julle lewe hê? Wat wil hy hê moet gebeur? Julle gaan hier staan vandag en julle gaan sê, ons glo. Julle, meeste van julle almal het hier gestaan op 'n stadium in julle lewe of iewers en gesê ek glo. Maar na jy gesê het ek glo, so ons het gesê die Here is begaan oor wat volgende. Na jy gesê het ek glo,
Wat wil die Here hê moet jy doen? Vers 18 gee die teenmiddel. Dit sê, ware geloofsgroei is toeneem en afneem, meer word en minder word. Het julle dit geweet? Het almal van julle dit geweet? Die Here wil hê jy moet toeneem, maar hy wil ook hê jy moet afneem. Die Here wil hê jy moet meer word, maar die Here wil ook hê jy moet minder word. Eintlik wil die Here hê jy moet niks word in sekere elemente. As jy dit nie verstaan nie, verstaan jy nie disippelskap nie. Kom ons kyk of kan ons 'n verstaan by julle kry. Vers 18 sê, sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in genade en kennis van ons Here Jesus Christus, ons verlosser. Daar sal dinge in jou lewe moet meer word. En die Here sê, dis genade en kennis. Dis die dinge wat moet meer word. Net môre, of net oormôre, of net tot jy 30 is. Nee. Elke dag van jou lewe, tot die mure van jou aardse bestaan val. Moet jy meer word in genade en kennis. En dan, in hierdie selfde lig, waar ek hoor ek moet meer word, dan hoor ek Paulus se woorde weer galm in my oor, waar hy sê, maar die Here het so meer geword in my lewe, dat dis nie meer ek wat leef nie, maar hy wat deur my leef. Galasiërs 2 vers 20, ons ken dit goed, nê. So, daar sal ook dinge moet minder word. En wat moet minder word, is jy. Die gebrokenheid in jou karakter, die swakpunte in jou persoonlikheid, die vleeslikheid van jou menslike bestaan, dit moet minder word. Dit staan in jou pad om Jesus te volg. Jou aardse koninkryke, jy as die koning, wat het Mandela gesê om the master of the wat? Julle ken daai? Grootse klomp snert. Daai, ek is die koning, ek is die baas, ek sal na myself luister. Dit gaan moet minder word. Elke dag minder ek en meer Jesus deur my. Weet jy wat is die gevolg daarvan, as ons dit regkry? Dat ons gaan baie meer liefde in hierdie wêreld uitdra, en baie meer haat uit die pad uitskuif. Ons gaan baie meer mense help, want selfsug gaan uit ons lewens uit verdwyn. Ons gaan dit baie beter regkry om iemand te wees wat 'n solid mens is vir ander mense, want in jou lewe gaan ek Jesus verteenwoordig, nie die sondigheid van my vlees nie. Ek wil graag minder word, Here, is iets wat op ons lippe moet leef, in ons harte moet leef. Te sê, Here, vat die dinge wat in my lewe afbreek maak aan u beeld uit, sodat al wat van my oorbly, is dit wat van u afkom. En dis iets wat jy moet najag. Paulus skryf in Filippense 1, jy het al daarna verwys, hy sê, ek bid dat julle al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik in hom wees en geheel en al in die regte verhouding met God. En daai toeneem is die Griekse woord periso. Dis waar die Engelse woord pursuit van kom. Ek jaag dit na om al hoe meer toe te neem in Jesus en minder te word in die menslikheid. So die woord vir toeneem is die woord anexao, en dit beteken om groter te word. So, ek raak groter in wat van die Here is en kleiner in wat van die wêreld is. En wat ons as gelowiges, die sleuteldinge waarin ons hier moet groei, is genade en kennis. Kyk ons na genade, dan hoor ons Efesiërs 2 vers 8 sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Romeine 3 vers 23 tot 24, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Dis in die genade van die Here dat hy sondaars liefkry. Dis in die genade van die Here dat hy ons red. Trouwens, alles wat God vir jou doen, is in sy liefde en genade. Alles wat hy vir jou dink, beplan, wat hy vir jou gee. Jy leef as gevolg van sy genade. Jy leef in en deur sy genade. Ek weet, ons dink van onsself baie keer julle, ek is so begawe besigheidsman. Ek het niks gehad toe ek 25 was nie. Ek is nou 50 en weet julle, magies, ek het al groot besigheid opgebou. Of ek is dan so blink onderwyser. Weet, ek het begin as 'n jong pleb wat vir myself moes betaal op universiteit. Nou is ek 'n skoolhoof. Ek was eers 'n vakhoof. Is dit bekend aan mense? Dat hulle sukses meet in aardse goed? Dis genade.
Die feit dat jy kon hard werk, die feit dat jy kon droom, die feit dat drome verwesenlik. Dis genade. Die Here sê vir die mense in Deuteronomium, aan die begin van Deuteronomium, dit gaan goed gaan met julle in die land Kanaan. Daar gaan geleenthede wees vir julle om besighede te bou, waar julle as julle 50 is kan terugkyk en sê, hey, ek het goed gedoen. Hy sê, maar moenie vergeet, wie het vir jou die sterk hande en die geleentheid gegee om dit te kan doen nie. Dis net genade. En dan die volgende een, kennis. Psalm 119 vers 102 tot 103. Hier kan mens een van twee mense wees, nê? Ons leer God ken deur sy woord. So in jou benadering tot sy woord kan jy een van twee mense wees. Psalm 119 vers 102 tot 103. Die eerste mens sê, van u bepaling sal ek nie afwyk nie, want dit het my geleer hoe aangenaam is u woord, soeter as heuning in my mond. Die Here se waarheid is vir my als. As ek afwyk daarvan, dan bekeer ek terug na die waarheid van die Here toe. Die volgende groep mense is soos die saad wat op die klipbank geval het. Dis die mense wat die woord hoor, maar nie reageer nie. Dis die mense wat die woord hoor, maar wanneer hulle sien wat hulle als moet opoffer, dan skuif hulle die woord eenkant. Dis Romeine 10 vers 21, daar sê die Here, maar van Israel sê hy, van die mense wat hy vir hom geroep het, sê hy, die hele dag deur het ek my hande uitgestrek na 'n ongehoorsame en opstandige volk. Jy kan hierdie lewe kies, gaan jy gehoorsaam wees of nie gehoorsaam wees nie. Maar jy gaan ook die vrugte van dit moet eet. Die woord van die Here is 'n lewende woord. As ons dit inneem, geliefdes, as ons dit vat, as ons dit gebruik, dan snoei dit ons reg. Die Here sê vir ons in Johannes 15 vers 3, my woord tel julle op, hoër as wat julle voorheen was. My woord snoei wat sleg is uit julle uit. Jesaja 55 vers 3, staan daar, maak julle ore oop en kom na my toe, luister, sodat julle sal leef. Die woord van die Here gee lewe. Daarom sluit ons af met hierdie gedagte, dat die Here ons roep vandag om te sê, elke oomblik meer genade en meer kennis. Dat die Here julle roep vandag om die voorneme te hê in julle groei en julle almal wat hier sit, om te sê, elke oomblik meer genade, meer kennis. As ons terugkyk op 2025 is daar baie dankbaarheid vir genade. Daar's baie dankbaarheid vir die kennis en die geloofsgroei wat dit bewerk. Maar daar's ook wel leemtes. Ons kyk terug en daar's vlakke van kommer. Ons kyk terug en ons sien probleme. Maar die Here wil jou nie terugkyk hou nie. Nee. Hy wil jou daarmee leer, sodat jy beter vorentoe kan gaan. Gaan vandag beter saam met die Here vorentoe en elke dag. En wat jy moet besef is, vir die kerk om te groei in genade en kennis, moet elkeen van julle groei in genade en kennis. Vir die kerk om te verbeter in die leemtes wat daar nog bestaan, moet elkeen van julle verbeter in die leemtes wat daar nog bestaan. Vir die kerk om God te verheerlik deur gedurende metamorfose, moet elkeen van julle die Here verheerlik deur gedurende metamorfose. Die appel en die roeping lê by jou. Hoe gaan jy saam met die Here vorentoe gaan? Is die vraag. Die Here nooi jou uit, geliefdes, om op 'n pad saam met hom vorentoe te gaan, waar jy uit sy genade en binne sy liefde kan leef en groei in sy kennis. Maar eienaarskap vat van die feit, ek is kerk. Verantwoordelikheid vat vir die feit, ek is kerk. Groei in genade en kennis begin by my. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die voorreg dat ons u woord kon hoor, dat u met ons daarin gepraat het. Ons dankie vir die wonderlike voorreg dat ons hierdie pad saam met u kan stap, los van die verlede. Opgewonde oor die toekoms, want u is die volmaakte verlosser. Ons prys u daarvoor. Wanneer ons nou belydenis van ons geloof doen, hierdie jong manne wil u hulle seën. En wil u ons as 'n gemeente ook herinner aan ons eie belydenis, sodat ons u sal verheerlik in 'n geleentheid of in 'n lewe wat in elke geleentheid u naam verheerlik. Ons bid so van u Vader in Jesus se naam. Amen.